het in die psalmdigter se tyd beteken, ek bevind my op 'n plek waar ek die Here nie meer kan loof nie. Dis al. Om te sterf was die slegste ding dat ek in my lewe nie meer God kan loof en prys nie. Daarom ek net iets van die nabyheid ervaar. Herstel ons verhouding. God verlatendheid is 'n onverdraaglike, lewensvernietigende ervaring vir enige gelowige. Maar nou bly die psalmdigter met hierdie verlange van hom, sê hy wil nie daarin vasgevang bly nie. Dis 'n klag, lank vergeet my, 'n smeekgebed, luister na my, hoor my roep, en dan kom 'n vertrouenslied, ek hou vas aan die troue liefde. Hy besef dat om vas te hou aan die Here se troue liefde, skep daardie ruimte waarin hy iets van God se nabyheid weer kan en sal ervaar. Dit lê in die Godsnaam, God met ons, in die naam Jahwe, uiteindelik die een wat naby is. En dan op 'n baie vreemde wyse. Luister na hierdie woorde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Dis verbuisterende woorde. Want niks het verander aan hierdie psalmdigter se omstandighede. Hy bevind hom nog presies in hierdie selfde omstandighede. Maar deur hierdie smeekgebed waarin hy vir die Here gevra het, luister na my. En dan hierdie vertrouenslied. Ek gaan vashou. Ek gaan vashou aan U troue liefde. Gryp my vooruit. Dat die Here op een of ander wyse in sy lewe, al is dit nie nou nie, uitkoms sal gee. Dat hy op een of ander wyse hierdie nabyheid van die Here sal ervaar, wat vir hom lewenskrag gee om die lewe in die oë te kan kyk, sodat hy in sy God verlatendheid staande kan bly. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart, maar niks het verander. Maar juis hierdie belydenis maak dat hy na die oomblik van God verlatendheid wat hy ervaar, dat hy die troue liefde van die Here as nabyheid sy krag aanvind om staan te bly. Antwoorde gaan ons nie altyd help om omstandighede te probeer uitsorteer. Baie dikwels glad nie. Maar hy weet dat as hy hierdie woordelose nabyheid van God kan ervaar, dan hy uiteindelik ook ervaar dat die Here hom nie meer vergeet nie, dat die Here in sy rigting weer kyk. Hoe ironies is dit? Dat wanneer Jesus Christus in sy oomblik van God verlatendheid aan die kruis hang, is dit 'n misdadiger wat vir hom sê, Here, moenie my vergeet. Dan hoor ons weer hierdie woorde van Psalm 13 op 'n totaal ander wyse, in 'n totaal ander konteks, van iemand wat dit van Jesus, wat homself in God verlatendheid uiteindelik bevind, vra. Maar dan leer ons ook, die kruis van die Jesus Christus gaan nie net oor sonde. Dit gaan oor veel in daardie oomblik neem die Jesus Christus nie net ons sonde op hom nie, maar hy neem op hom elke oomblik van God verlatendheid. Hy neem ons totale lewens in ag, waarin hy ook elke oomblik van seer ly, elke oomblik van lewensverbuistering ook op hom neem in sy eie God verlatendheid. Hierdie klag, wat 'n smeekgebed word, 'n vertrouenslied word, leer vir ons as gelowiges, dat die
kruis en die opstanding van die Here Jesus Christus is nie baie sinvol of betekenisvol as dit nie iets is wat ons sê. Ons kan dit as gelowiges bely. Dit beteken nie baie nie. Kan mooi klink. Maar hier leer ons in die psalmdigter se smeek, luister en vertrouenslied dat die kruis geleef word. Dis ons bely. Dat die opstanding geleef word. Dis wie ek bely. Dit gee egtheid aan hierdie Godverlatenheid waarin Jesus hom bevind het en ons Godverlatenheid op hom geneem het, sodat ons ook in daardie kruismomente van ons eie lewens iets van ons eie kruise kan dra. Ook in die kruise van die lewe te kan dra. Meer net soos hierdie psalmdigter uiteindelik wil vashou, sonder dat iets verander het aan die troue liefde van God, om die opstanding te bely, is om opstandig te lewe, dat hierdie omstandighede my nie gaan onderbring, of dat wanneer ek my in baie slegte omstandighede bevind, dat ek sal opstaan, dat ek in my lewe sal opstaan vanuit hierdie omstandighede. Dan bely ons, soos die psalmdigter. En soos Jesus wat uiteindelik in die kruis en opstanding die diepste sin van ons lewens gee. Om dit, wanneer ons die Bybel lees, wanneer ons die Koran lees, en wanneer ons in hierdie momente kom om smeekend by die Here te sê, te vra, hoe lank nog Here, om ons weg te kan vind, in my persoonlike lewe, maar ook as 'n geloofsgemeenskap, in uiters moeilike omstandighede. Amen. Here, as geloofsgemeenskap is vanoggend in 2026 ons verlange om vir U te vra hoe lank nog. Om te bely dat ons sal vashou aan U troue liefde. Here, dat ons krag sal vind in die uitkoms wat U gee. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met die offergawe, is dit reg? Nee, dat is nie. Jy het nie geleentheid.